Goeiedag graad 12 leerders. My naam is Francisca Smith. Welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bakama Navorsing en Ontwikkeling. Die les wat ons vandag gaan bespreek, se onderwerp is kaarte, planne en ander voorstellings in die werklikheid. Dit is vraestel 2 onderwerpe en dit tel plus minus 15%. Die les se doelwitte is aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om met getalle skaal en staafskaal te werk, die interpreteer van die kompasrigting en die gebruik van die kompasrigting om aanwysings te gee, die skryf roosterverwysings om liggings in die kaarte en planne te identifiseer, werk met verskillende tipe skale, die berekening van die werklike lengte of afstand op die kaart of planne deur gebruik te maak van 'n staafskaal of 'n getalleskaal. Gebruik gegeewe kaarte en planne om die pad te beplan na jou bestemming. So as ons kyk na jou voorkennis, kyk ons na skale, wat jy gedoen het in graad 10, ons 11, ons kyk na omskakeling wat jy in graad 10 en 12 gedoen het, en ons kyk na kaarte en roosterverwysing wat jy ook in graad 10 en 11 gedoen het. As ons gaan kyk, dan kyk ons na grondlyn assessering. Die kaart langsaan wys die ligging van die weg van die mensdom wêreldsgebied. Gebruik die kaart die langsaan om die vraag wat volg te beantwoord. So kyk eers na die kaart en bestudeer dit. Ek kan sien ek werk met Johannesburg, dan het ek Cradle of Humankind, wat die mensdom wêrelderfenis gebied is, so daardie gedeelte daar, en dan het ek Pretoria en al hierdie is in Gauteng. Kom ons kyk eers of jy die grondlyn assesserings kan voltooi. So ek gee vir jou 'n paar minute om te kyk, so kyk na 2 minute of 3 om te identifiseer die tipe skaal wat in die kaart voorgestel word en in watter provinsie is die weg van die mensdom hoofsaaklik geleë. Graad 12's. Die antwoorde vir vraag 1.1, identifiseer die tipe skaal wat gebruik word. Daar's 2 tipe skale, 'n getalleskaal, numeriese skaal of 'n verhoudingsskaal. Dit het te doen met nommers. En dan het jy 'n tweede skaal wat te doen is met grafies. Dit is 'n lynskaal. Dit lyk soos 'n prentjie. So watse tipe skaal word hier voorgestel? Dit is 'n lynskaal of grafiese skaal. In vraag 1.2, in watter provinsie is die weg van die mensdom hoofsaaklik geleë? As ons gaan kyk het provinsies, sit ek met Gauteng, ek sit met Mpumalanga, ek sit met Limpopo, en ek het dan geen ander provinsies nie. En as ons gaan kyk, die Sterkfontein grotte en die mense se weg, die weg van die mensdom, is geleë by Sterkfontein. En wat is die provinsie? Daar in die blok kan ons ook sien, dit is Gauteng. Vraag 1.3, skryf neer die grotte wat by die weg van die mensdom gesien kan word volgens die kaart. Nou as ons gaan soek, dan gaan soek ons die term grotte of caves, dit is die Engelse term. As ons gaan kyk daarna, grotte, daar is net een tipe grot en dit is die Sterkfontein grotte. Terminologie wat ons moet ken, is 'n kaart is 'n diagram of 'n voorstelling van 'n grondgebied. 'n Kaart kan uitgedruk word as 'n plan of 'n grafiek. Dan kyk ons na die term vloerplan
Vloerplan. Vloerplan sê ons kyk van iets van bo af. So ons kan sien waar die studente media sentrum geleë is, ons kan sien waar die boekwinkel geleë is en dan kan ons sien waar die mark is. So dit is 'n oorsig van bo. Jy kyk van bo af onder toe. Bo aansig. So van bo af kyk ons afwaarts. Dan nog terminologie. 'n Hoogtekaart is 'n aanduiding van die hoogtes en die terrein van 'n bepaalde gebied. 'n Hoogteplan is 'n aanduiding van die sy-aansig. So dit is van die sykant waar ek die posisies kan sien van die vensters, die deure, hoe lank is die vensters, hoe lank is die deur en waar hulle gesitueer is. Dan vloerplan en 'n skaaltekening wat verband hou tussen kamers, ruimte en fisiese kenmerke van bo af. En dit het ek nou op die vorige slide ook gesê. Kyk, wat is die term vloerplan? Dit sê vir my, waar is wat in 'n gebou? Die soorte kaarte wat ons kry, is 'n straatkaart, 'n roetekaart, nasionale pad, die streekpad en die munisipale pad. So as ons kyk na die straatkaart, dit wys vir my strate en huise in 'n spesifieke gebied. So 'n kaart van 'n dorp of stad wat die posisies en name van al die strate aandui. Dan 'n roetekaart is 'n kaart wat die hoofpaaie toon wat deur busse, treine en ander vorms van vervoer in die gebied gebruik. Nasionale paaie, dit is wanneer ons kan vervoer van een provinsie na 'n ander provinsie. So daardie is 'n netwerk van paaie wat groot stede, provinsies ens verbind. Streekpad is 'n netwerk van paaie wat kleiner dorpies verbind. En dan die munisipale pad is 'n netwerk van paaie wat 'n dorp met nabure en voorstede verbind. So hier kyk ons baie na die straatkaart, het die name van al die strate. Roetekaart is hoofpaaie, dit is ons busse, treine en ander vorms van vervoer. Nasionale paaie, netwerk vir groot stede en provinsies. Streekpad is vir kleiner dorpies, munisipaal is met die naburige voorstede. Dan kyk ons na die kompasaanwysings. Nou kompasaanwysings is te doen met ons noord, oos, suid, wes. So as ons 'n kompas trek opwaarts is noord, dan het ons noord, oos, suid, wes. As ons dan gaan kyk, het ons 4 punte tussen daardie 4. So hy verdeel hom verder en as ons dit inverdeel, dan kry ons nog 4 rigtings, naamlik, so as ons hom weer verdeel, kry ons hom noord-oos, suid-oos, suid-wes en noordwes. Baie belangrik dat jy weet, sodra jy in 'n eksamen kom, daardie noord gaan nie noodwendig opwaarts wys nie. Hy kan afwaarts wys noord. Dus gaan jy dan jou vraestel net bedraai, sodat jou noord weer boontoe kan wys. Dieselfde met jou noord kan in enige ander direksie wys. Dus, baie belangrik, laat jy jou vraestel draai. Dan, nog 'n tipe aanwysings, is liggingaanwysings, wanneer jy rigting aanwysing vir iemand moet gee, soos links, regs, vorentoe en op en af. Byvoorbeeld, draai links of draai regs. Baie belangrik, laat jy onthou om straatname te noem. Soos, beskryf roetes en gee rigting. Basiese beginsels wat mag van toepassing wees, is die gebruik van noord, suid, oos, wes en
noordoos, noordwes, suidoos en suidwes. Maak seker dat die kaart en plat georiënteer word vir die rigting waar jy reis, sodat jy die korrekte aanwysings het. So draai jou kompas rigting na waar Noordpool is. Draai jou vraestel op of af. Basiese beginsels wat mag van toepassing wees, daar's gewoonlik meer as een roete om te kies. Vat die goedkoopste roete, want dan bespaar jy petrol. So, die maklikste, mees direkste roete, die kortste roete. Merk jou geselekteerde roete op die kaart en plan om seker te maak jy mis geen besonderhede nie. Dit verwys na winkels se name, links en regs draai en aanwysings gee hoeveel roeborde hulle verbygaan ens. Gebruik draai links en draai regs. Gee die name van die strate waarheen jy moet ry. Dis die mense gaan dan weet of hulle op die regte roete is of nie. As ons kyk na aktiwiteit 1 en ek gaan vir julle tyd gee om dit te voltooi by julle self ook. So, vraag 1 sê meneer Johnson bly in Johannesburg, maar reis gereeld na Durban. So, ek sit in Johannesburg, ek wil na Durban toe gaan. Hy gebruik die volgende routekaart om sy reis na Durban te beplan. Gebruik die inligting op die routekaart om die vrae wat volg te beantwoord. So ons bestudeer eers die roete. Daarbo het ek Johannesburg onder Durban. Hy kan afgaan of hy kan tot daardie punt ry en dan kan hy afwaarts tot daardie interseksie en dan kan hy weer afgaan. Nou volgende vraag 1.1 sê verduidelik wat 'n routekaart is in die gegewe konteks. So kan ek vir jou 2 minute gee net om jou eie definisie van 'n routekaart neer te skryf. Graad 12. Kom ons kyk na die antwoord. So, wat is die routekaart? En ons het 'n paar slides terug bespreek. As ons gaan kyk na 'n routekaart, is dit die verwys van die paaie tussen Durban en Johannesburg, of die routekaart wys die paaie waarop gereis word om van Durban na sy bestemming te reis. So, dit is van een punt na 'n ander punt, en dit is van Durban tot en met Johannesburg. Vraag 1.1.2 skryf neer watter nasionale paaie is die korrekte roete vanaf Johannesburg na Durban. As ons daarna kyk, nasionale paaie, dit is nasionale pad, word altyd met 'n hoofletter N aangedui. So wat se nasionale pad verskyn tussen Johannesburg en Durban? Ja, graad 12, dit is die N3. Vraag 1.1.3, meneer Johnson besluit om te reis na Durban via Newcastle. So hy gaan na Durban toe, dis sy destinasie, dis waar hy graag wil aankom, via Newcastle. Noem 2 dorpe behalwe Newcastle waardeur hy sal ry. So as ons gaan kyk, Newcastle, hy gaan afwaarts en dan gaan hy Durban toe. So wat is die 2 dorpe waardeur hy ry? Uitsluitend Newcastle. Graad 12, is julle reg met die antwoord?
as ons gaan kyk, is dit Staderton en hy gaan deur Volksrus. Vraag of Pietermaritzburg. Daar's die ander. Vraag 1.1.4. Meneer Johnson wil op die N3 en dan die N5 na Kaapstad toe reis. Bepaal die provinsie waardeur hy sal ry volgens hierdie routekaart. So, hy wil van die N3 reis met die N5. Deur watse provinsie gaan hy reis? Kom ek gee vir jou 'n minuut om te kyk, watse provinsie gaan hy deur? Graad 12, volgens my, kyk ons na via Free State, en Free State is die Vrystaat. Vraag 2, sê hulle, hier langsaan is 'n kaart van Suid-Afrika se kuslyn en die binnelandse dele van die land, insluitend sommige buurlande. Noem die 2 riviere wat op die kaart verskyn. So as ons kyk na ons kaart, is daar 2 riviere wat verskyn. Graad 12, kan jy hulle identifiseer? Kom ek gee vir jou 'n minuut om te kyk of jy die name van die 2 riviere kan sien. Graad 12, die 2 riviere, river in Engels, die 2 riviere is die Oranje rivier en die Limpopo rivier. Daar is geen ander riviere op die kaart nie. So ons kyk na die Oranje rivier en ons kyk na die Limpopo rivier. Vraag 2.2, vra hulle, noem die oseaan aan die ooste kant van Suid-Afrika. Nou as ons gaan kyk ooste kant, beteken dit, jy moet 'n kompasrigting hê, en ek gaan net vir jou aandui, aan die kant daar, sien jy jou kompasrigting. So kom ek gee vir jou so 2 minute, om die oseaan te identifiseer, wat hy gaan vind aan die ooste kant. Graad 12, het julle die antwoord? Kom ons kyk gou. Eerste ding, wat ek sal voorstel julle doen, is gaan en vul in al die rigtings op jou kompas. So ek het noord, oos, suid, wes. Oos is aan hierdie kant van die pad. So as ons kyk na die kaart, wat lê oos? Dit is die Indiese Oseaan. So my antwoord is jou Indiese Oseaan. Vraag 2.3, noem die eiland naaste aan Kaapstad. So as ek gaan kyk en ek bestudeer, watse eiland vind jy? Ek gee vir jou 1 minuut om te kyk of jy die moontlike eiland kan vind. Graad 12, het jy moontlik die antwoord vir vraag 2.3? As ons gaan soek, watse eiland op hierdie kaart verskyn, dan kyk ek na die woord eiland. Ek gaan soek met enigiets in die Kaapstadse kant wat 'n eiland is, en daar is een. Dit is Robben Eiland. Vraag 2.4, identifiseer die bergreeks op die kaart. So as ons gaan soek, waar sien ek enigiets met 'n berg te doen? Ek gee weer eens vir jou 'n minuut om te bestudeer die kaart en vind die bergreeks wat op die kaart verskyn. Graad 12, is julle reg?
As ons kyk, is dit die Drakensberg, en as ek hom gaan opspoor, dan lê hy hier aan die kus se kant. Vraag 2.5. Noem een voordeel van die gebruik van die skaal op die kaart. So eerstens moet ek identifiseer, wat se tipe skaal is dit? Is dit 'n numeriese skaal, 'n verhoudingsskaal, wat te doen het met getalletjies? Is dit 'n 1 tot iets? Of die skaal, is dit 'n 1 tot iets? Of is dit 'n numeriese skaal? Wat se skaal gebruik ek? As ek nie mis het nie, is dit 'n grafiese skaal. En dit is makliker om te gebruik. Die ander rede is, dit gee jou die akkuraatste antwoord, want soos jou skaal vergroot, so vergroot jou kaart ook. En soos jou kaart verklein, gaan jou skaal ook verklein. Vraag 2.6. In staat om lengtes afstand in werklikheid met te bereken, te bepaal. So weer eens kom dit neer op, dis 'n skaalgrafiek, 'n lyngrafiek, grafiese skaal, dis vergroot en verklein hy, dis makliker om te gebruik, en dit gee my 'n meer akkurate antwoord. Vraag 3, sê hulle, Lily en Leo het aangeraai om oefening te doen om met die gewigsverliesproses te help. Leo bly in Bloemfontein. Die kaart hier langsaan toon 'n deel van 'n kaart van Bloemfontein. Gebruik die kaart om die volgende vrae te beantwoord. Vraag 3.1.1. Watter tipe kaart is hierdie? Is dit 'n straatkaart? Is dit 'n roetekaart? Is dit 'n nasionale kaart? Is dit 'n munisipale kaart? Wat se tipe kaart verskyn hier langsaan? Graad 12, weet julle moontlik? Dit is 'n straatkaart. Vraag 3.2. Leo besluit om op klein skaal te begin oefen. Sy kantoor is op die hoek van Markgraaff en Barnettstraat geleë. Sy vrou sal hom op die hoek van Sallerbrownstraat en Eerste Laan kom haal. Gebruik kompasaanwysings en beskryf Leo se roete as hy net een draai wil maak. So eers moet ons gaan kyk, waar is Leo gesitueer? Waar is sy kantoor? So hulle sê hy is by Markgraaff en by Barnettstraat. So as ons kyk, daar's Barnettstraat en ons gaan af, hy is by Markstraat. So ons kry eers sy posisie. So daar is hy geleë. Waartoe wil hy gaan? Hy wil Salderbrownstraat en Eerste Laan toe gaan. So dan moet ons kyk, waar wil hy opeindig? Selborne en Eerste Straat, daar's waar hy wil wees. Hy wil net slegs een draai maak. So hy begin daar, dis waar hy begin, en dit is waar hy eindig. Met net een draai, wat se roete sal hy doen? Graad 12, ek gee vir jou kans, 2 minute, gebruik kompasaanwysings en beskryf vir jou se roete as hy net een draai vat. Graad 12, het jy moontlik die roete vir hom beplan met slegs een draai?
Wat is die moontlike roetes wat ons kan hê? Hy kon begin op die hoek van Banes en Markgraafstraat en hardloop suidwes, af Markgraafstraat, dan by Seldumstraat draai noordwes en hardloop dan reguit tot hy met die hoek bereik, Selbornstraat en Eerste Laan. So hy maak slegs een draai. Baie belangrik, hulle het gesê kompasrigtings, so jy moet suidwes en noordwes aanwys. Vraag 3.3, skryf die algemene rigting van die eindpunt van Leo se roete vanaf Leo se werksplek neer. So weer eens, hy is daar gesitueer, hy wil graag daarna toe hardloop. So wat se rigting is daarie? Hier is jou kompasrigting, noordwys weer op. Kan julle moontlik bepaal wat die rigting is? Ek gee vir jou 'n minuut. Graad 12, wat het ek as jou rigting? Dit is suidwes. Vraag 3.4, gee een rede waarom daar 2 strate is wat N8 genoem word. So hoekom is daar N8 daar en daar? Die naam is presies dieselfde vir 2 strate. Weet julle moontlik wat die rede is? Skryf neer wat jy dink. Ek gee vir jou 2 minute om te redeneer hoekom 2 strate dieselfde naam het. Die enige graad 12's, ek hoop jy het hom probeer. Kom ons kyk na die moontlike oplossing. As ons kyk, die een straat wys 'n pyltjie na die een kant toe en die ander straat wys 'n pyltjie na die ander kant toe. Dis beteken dit daai straat is 'n eenrigtingstraat. Die mense kan nie in daai straat opry nie, want dan ry hulle teen verkeer. So dis het die 2 strate dieselfde naam, die een vloei in een rigting en die ander een vloei in die ander rigting. Vraag 3.5 sê hulle, die daaglikse afstand wat Leo sal hardloop is 1291 km. Leo begin om 5:05 hardloop en bereik sy eindpunt om 5:20. Bereken Leo se hardloopspoed. Gee jou antwoord in kilometer per uur. Jy kan die volgende formule gebruik. Nou as ons kyk na die formule, dan gaan ek sien, ek sit met afstand en ek sit met moontlike tyd. So wat wil ek hê? Spoed. So is die formule reg? Of kan ek die formule verander? Graad 12's, probeer graag die vraag vir my en kom ons kyk wat kry julle. Ek gee vir julle so 4 minute om te bepaal wat sy algemene spoed is. Graad 12's, so, ek hoop hartlik na 4 minute kon julle by die antwoord uitkom. As ons kyk na die oplossing en jy is nog nie klaar nie, probeer tog wel die som, voordat jy na die antwoord kyk. So, ons sit met 'n formule, afstand, is gelyk aan spoed, maal tyd. My afstand is 1291 km, my spoed weet ek nog nie, so ek skryf die woord spoed, ek het dit nie, maal die tyd. Die tyd het ek, maar ek moet hom eers gaan vereenvoudig. So, ek sit, tyd is gelyk aan, ek begin 17:05 en ek eindig 17:20. So, wat is die tyd wat plaasvind tussen daardie twee? Dis 15 minute. So, ek sit daar in 15 minute. Maar as ek kyk, dan soek hulle dit
kilometer per uur. So dit beteken ek moet gaan kyk om my ure, my minute na ure te herlei. En as ons kyk, daar is 60 minute in 1 uur. So ek gaan daardie gedeel deur 60. Weereens wil ek spoed alleen hê, so ek gaan die som moet manipuleer. Ek gaan hom moet verander. En wat is die teenoorstaande berekening vir maal? Wat doen ek om 'n maal te verander? Ek gaan hom deel. En wat ek doen aan die een kant, 15 gedeel deur 60, wat ek doen aan die een kant om uit te kanselleer, moet ek doen aan die ander kant om dieselfde berekening te doen. So dit's 15 op 60. Makliker of eenvoudiger manier is as ons gaan en kyk, ek het vanaf 5 minute oor 5 tot 20 oor 5, is dit 15 minute. Ek kan 15 minute herlei na ure toe, soos 0,25. Ek kan en gaan sê spoed van die driehoekie af, is dit afstand, spoed en tyd. So om afstand te kry, is dit spoed maal tyd. Om spoed te kry is afstand op tyd en op tyd te kry is afstand op spoed. So daar is 'n moontlike ding wat ek kan leer om die stap makliker te maak. Laat ek nie hier hoef iets te verander nie. Die afstand vervang ek in 1291 gedeel deur 0,25 uur wat 15 minute is. Dit gee my 'n totaal van 5,164 kilometer per uur. Die huiswerkvraag wat ek regtig aanmoedig julle gaan probeer, is mevrou Tazibani woon in Lesotho. Sy beplan om na Vryheid en 'n paar ander plekke te gaan. Langsaan is die kaart wat sy kan gebruik om te besluit oor al die kuierplekke. Die moontlike vraag wat jy kan gaan kyk na, is gebruik die inligting hierbo om die vrae te wat volg te beantwoord. Identifiseer die tipe paaie wat op die kaart voorgestel word. Wat is die algemene rigting van Vryheid vanaf Lesotho? Watter provinsie is suid van Lesotho? En dan gee hulle vir jou die afstand van Lesotho na Vryheid is 614,6 km. En mevrou Tazibani ry teen 'n gemiddelspoed van 120 km per uur. Bepaal die tyd wat dit haar neem in ure en minute om te reis. En dan weer eens gee hulle vir my spoed is gelyk aan afstand op tyd. Die formule is weer eens omgedraai. Ons gaan weer eens aan die een kant van die is gelyk aan in vervang en aan die ander kant van die is gelyk aan, so ons gaan die onderwerp moet verander. Of ons kan moontlik net die formules wat ons vooraf geleer het, gebruik en net in vervang. Opsomming is, wat het ons nou gekyk vandag? Kaarte wat 'n diagrammatiese voorstelling is van 'n grondgebied. 'n Kaart kan uitgedruk word as 'n plan op 'n grafiek. 'n Kaart het verskillende besonderhede, die hoogte en die terreine. Dit gee ons die posisie en liggings van fisiese kenmerke. Dit verwys van kamers, waar dit geleë is, hoeveel kamers is in 'n huis, hoeveel vensters is in 'n huis, hoeveel deure is in 'n huis. Dan kyk ons na die volgende les. Ek waardeer dat julle na my geluister het. Dankie baie. Ek hoop julle sien uit vir die volgende les.